Eendag, lang gelede, het die papegaaiduif die nuwe lente luggie diep ingesnuif en geruik die pink bloeisels en die wit jasmijn wat gegroei het op die rand van die woud, daar waar die wit en die geelhoutbome is. Die duif het geweet, die geelbessieboom se vruggies is uit. Dit is in 'n baie gevaarlike gebied gewees, maar daar's net een so boom in die hele oerwoud. En dis die lekkerste bessies die tyd van die jaar. So die papegaaiduif het gevlieg. Maar hy moes saggies vlieg. Want op pad soontoe moet hy verby die bosvarke vlieg. Verskriklike bobbejaan spinnekoppe. Want onder daai boom het die nagluiperd gebly. Die nagluiperd het niks gehou van die oerwouddiere nie, wil hulle altyd gaan vang en hulle kinders steel. Sulke slegte skelm. Maar die papegaaiduif het geweet hy gaan versigtig wees, want hierdie dag is die lekkerste eendag en hy het gevlieg en toe hy in die boom sit. Toe hoor hy, daar's 'n geheimsinnige vergadering aan die gang. Onder die boom het die nagluiperd gesit op groot klip, swart geverf. Om hom met die bosvarke gesit, die skorpioene, die spinnekoppe, die gaboenadders. En hulle het geluister hoe hierdie nagluiperd sê, vandag is die dag wat die wilde diere gaan speel langs die rivier. Ons gaan al hulle kindertjies gaan vang, al die klein diertjies en hiernatoe bring. Laat hulle vir ons werk. Die hele plek onder die boom skoonhou, vir ons nuwe huise grou, en vir my 'n troon, 'n massiewe houtstoel hier onder die geelbessieboom. En daai duif, hy sit daar en toe hy dit hoor, sê hy, oeps, kyk al die diere vir hom op in die boom, en hy weet hy's in die moeilikheid. Die nagluiperd gryp 3 skorpioene en gooi dit in die lug met sy poot. Toe die duif wil vlieg, toe knyp hy aan sy vlerke vas, en een van hulle klip 'n veer af, en die ander 2 en die ander 3 vere. Dit maak dat hy nie so goed gaan vlieg nie. Dadelik begin die bosvarke hardloop. Die bobbejaan spinnekoppe klim op die bosvarke en hulle almal ry. Hulle jaag, want hulle moet hierdie duif kry voordat die duif die diere kan sê en kan waarsku teen die koms van die nagluiperd. Die duif het gefladder, maar gits hy het gesukkel. Sy vlerke klap hy verskriklik vinnig, maar hulle kan hom nie so hoog optel nie, want ons te min vere. Hy kon darm die skorpioene afskud. Die varke het die bobbejaan spinnekoppe met hulle snoete in die lug geskiet om die duif te vang, maar die duif kon elke keer links, regs, om hierdie spinnekoppe trek wat hierdie lug gaan. Maar tussen 2 bome sit 'n wawiel spinnekop, sy geel spinnerak, verskriklik sterk, en die duif vlieg reg in dit vas. O, genigtig, hy is gevang, en die bosvarke en die bobbejaan spinnekop hardloop onderdeur. Die gaboenadders seil agterna, en die duif gaan nie betyds wees om die diere te waarsku nie. Al die klein apies, dit is ook Stompie en Stertjie en Strikkie gaan gevang word vandag. Behalwe as die duif kan loskom. Hy het sy vlerke verskriklik geklap, maar hoe meer hy dit klap, hoe meer spinnekop van die spinnekoprak kom om sy vlerke, en toe kry hy die blinkplan om sy vlerke in te trek en om so klein bolletjie as moontlik te maak en dan oop te skiet. Miskien sal dit werk. Julle toe hom intrek, skiet die weppe van sy vlerke af en hy maak hom 'n klein bolletjie. En hy sien hier by sy kop is 'n paar geel toutjies wat hy spinnerakkies wat hy stikkend pik, en toe hy sy vlerke oop skiet. Toe breek hy los en hy val reguit grond toe, en raai wie is daaronder? Die nagluiperd. Maar net voor die nagluiperd kom en gryp met sy een poot of met die ander poot is die duif onderdeur, tussendeur, op die grond rol hy onderdeur 'n boomwortel, en die nagluiperd steek sy poot agterna om te vang, maar daar sit sy poot vas, en die duif kon regop spring en in die lug fladder tussen die bome in. En die duif het gevlieg asof sy lewe daarvan afhang. Later kon hy hoor hoe die bosvarke al moeg word en hulle al asem. Hulle hyg verskriklik, en die bobbejaan spinnekoppe, hulle sit maar net agterna, hulle gaan dit nie maak nie. Gaboenadders is hier tussen deur die varke se pote, nou dan trap 'n vark 'n slang raak en dan skree die slang,
Maar die duif het tussen die takke deurgevlieg. En net voor hierdie bosvarke en die nagluiperd aangekom by die diere, en die duif is so uit asem uit, hy wil sê, julle, en hulle so, hallo duifie, is jy hier so, jou papegaai duif, julle moet, en hy is te moeg, en hulle soos, wat is dit? En hoe meer hy hyg, hoe nader kom die bosvarke, en die duif sien daar is die nagluiperd op die oewer van die rivierbank, en die diere is soos, hallo duifie, kom, speel saam ons, hoekom is jy so moeg? Julle moet, nagluiperd is hier om die kinders te vang, julle, soos een, klim die krokodille uit die rivier uit, maak hulle bekke wyd oop, hulle maak 'n muur met hulle bekke, die seekoeie staan agter die krokodille, hulle maak hulle bekke wyer oop, 'n dubbel muur, maar die jagluiperd, die nagluiperd spring in 'n boom, wat se tak oor hierdie muur gaan, en net toe hy wil afspring, toe trek 'n olifant, daai tak af met sy slurp, tot onder, en hierdie nagluiperd, hy gly af, hy draai om, hy klou met sy naels vas aan daai tak, en hy hang, en hy weet hier's moeilikheid, en die volgende oomblik sê die olifant vir hom, tata, en hy los met sy slurp, brrr, skiet daai nagluiperd, op tussen die bome en in die blare in, terwyl hy in die lug gaan trek, kom die gamboenallers, onderdeur, gat, 3 krokodille skrik vir 'n slang en skree, slang! Hulle draai om, en die bosvarke wil verbykom, maar wat maak hy seekoeie? Hulle draai hulle boude, boem, en stamp hulle, boem, 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 rol die bosvarke terug in die skerpioene. Een van die skerpioen steek die sweek op sy bout. Hy spring in die rivier en daar's 'n gaping in die muur. En die nagluiperd is terug vir nog. Hy hardloop reguit vir daai gaping. En net toe hy deur daai gaping wil spring, lig 'n krokodil sy stert op. Boem, reg in die stert vas. En toe rol hy die krokodil in die water in. En daar's 'n verskriklike gespat. En die een van die twee kom op nie. Al die krokodille is agterna. Die bosvarke het weghardloop, want die seekoei het begin storm. Olifante gryp sommer 'n bosvark, een links, een regs, gryp 'n slang as 'n sweep en hy gebruik hom om die bosvarke op hulle boude te piets. Skree daai varkies en hardloop weg. En die slange gryp die olifante gryp die slange met hulle slurpe en gooi hulle tussen die takke in. En 'n gamboenadder klim nie lekker boom nie, hy seil op die grond. Maar al die klein diertjies het in die middel van hierdie groot trop diere veilig gestaan. En toe die krokodil opkom, sê hy, die nagluiperd is weg, ons kan nie sien waar hy is nie. Die dier het die water dopgehou en gesien, daar aan die ander kant, klim hy uit, papnat, oortjies hang, stert hang, hy lyk soos 'n maarkat. Omgedraai met sy hare wat so 'n pap hang, so skoon vreemd, en sy kop geskit, en tussen die bome in verdwyn. En die duif was daardie dag die redder van al die oerwoud kinderdiertjies. En almal het vir hom gesê dankie. En 'n groot koek gebak, net vir die duif. En hoe gaan die duif die koek opeet? Maklik. Hy gaan dit met almal deel. Want heel bo op die koek was sy gunsteling geel bessies. En hy vra, "Waar het julle dit gekry? Daar's net een boom in die woud." Maar Stertjie het naderkom en gesê, "Oom duif, ek het nog een gekry. En môre sal ek jou vertel waar daai boom is."